Goeiedag julle in en ommers, ons kuier in St. Helena Baai. Vandag sit ek en Stefan hier by High Tide Boekwinkel en ons gesels oor 'n skrywer wat hier in St. Helena Baai gebly het, wat ons albei na in die hart is, wat onlangs oorlede is na 'n siekbed van kanker, en ons gesels oor Madeleine Rast. Stefan, Madeleine was 'n formidabele vrou en 'n fantastiese talentvolle skrywer. Maar jy het 'n spesifieke boek van haar, wat ook handel oor St. Helena Baai, het jy 'n resensie oorgelewer. Wil jy ons nie 'n bietjie vertel van die boek nie? Ja, ek kan hom dalk vir die kykers wys. Dit is hierdie ene 3 moorde in die Baai. Dit was Madeleine se laaste boek. En ek het haar leer ken seker 8 maande voor sy oorlede is. As ek en sy was ons saam by die Shady Point boekklub gewees om 'n boekpraatjie te hou. Ja. En ek en sy het mekaar net voor dit ontmoet, het ons 'n koppie koffie gaan drink en dat ons mekaar om nou net van aangesig tot aangesig eers ontmoet voordat ons nou saam by die ding is. En weet jy, dit was wonderlik om saam met haar daar te gesit het en te gesels oor mekaar se boek, my een boek toe op daai stadium en haar baie vreeslik baie boeke. Want sy, jy weet, sy het omtrent elke jaar 'n boek uitgebring. Party jare is sommer meer as een. En dit was wonderlik geweest. Daar was mense wat vir my na die tyd gesê het, dit was een van die beste gesprekke wat hulle nog bygewoon het, want jy weet, sy was so 'n inspirasie geweest. En in die tyd wat ek haar toe nou leer ken het ek geweet sy werk aan die boek oor die 3 moorde in die Baai, en ek het haar op 'n stadium gevra, maar waar speel die boek af? Toe sê sy, nee, in St. Helena Baai. En ek het nie veel ander detail geweet nie, behalwe die dag toe sy klaar hom ingestuur het na 'n uitgewer toe. En ek was toe besig met klankbaan op daai stadium en toe het sy vir my gesê, luister, maar kom ons gaan eet iets by Allegria, sommer net om te vier. Ons twee se boeke is nou op 'n punt waar ons iets het om oor te vier, en sommer die lewe oor die algemeen. Ja. Weet. En ons het 'n baie lekker gesprek gehad, en toe die boek nou uitkom in Julie, toe sê ek vir wie wat nee, ek het die agterblad gelees, ek dink ek wil baie graag vir jou resensie skryf, en sy het toe vir my gesê, dit sal vir haar eerste prys wees, as ek dit kan doen. Ja. Ja, en ek het die boek gelees baie vinnig ek het dit so geniet dat ek so vinnig deur die boek is. En vir iemand wat nou hier bly, is dit nogal, dit was wonderlik om te sien hoe sy die ruimte gebruik het, en nie net die ruimte nie, maar ook 'n tyd wat 2024 is, wat sy hier gebly het vir 'n jaar, het sy dit so mooi vasgevang in die boek. Ja. Sy het die padwerke, wat vir ons almal so groot irritasie was, het so 'n integrale deel van die boek naderhand geword, en die restaurante, die polisiekantoor op St. Helena Baai, waar ek nou die dag 2 keer was, het ek, jy weet, as jy daar inkom, dan dink ek aan Madeleine se boek. Ja. So ja, dit was wonderlik om te lees, hoe sy hierdie gemeenskap eintlik so mooi eintlik vasgevang het, amper soos 'n foto. Ja. Jy weet, in die boek, en jy weet presies, as sy praat van in Shady Point, ry sy in, en die spoedgrens presies reg, en hoe sekuriteit jou bel voordat iemand daar inkom, so sy het al daai goed reg gekry, en dit was wonderlik om dit so te kon lees. As ek dit nie mis het nie, het sy ook geskryf oor die Seester kombuis, né? Sy het oor Seester, sy het van Seester gepraat, sy Allegria, al hierdie maar dit is die kompleks waar ek en jy nou sit. Ja, dis net hier by ons. Dit is net hier so. De Palm, sy praat van De Palm, sy praat van op die Kaai restaurant, so al hierdie plekke, en die NG Kerk wat in Albatrosstraat sit. Jy weet, en dan kan jy maar ry en gaan kyk, dit is Albatrosstraat, so dis reg. Jy weet, sy het vir my een keer vertel, baie van haar boeke wat in Bloemfontein afgespeel het, dat die mense ry na die plekke toe, en sal vir seker maak sy het dit reg. So hy was baie bewus daarvan dat sy moes dit reg kry, en wie weet, tot haar krediet sy het. Ja. Jy weet, sy het dit baie goed gedoen. So eintlik wat ons nou sê, sy het 'n goeie nalatenskap gehad, nie net as skrywer nie, maar ook vir St. Helena Baai, as sy op die Weskus, want dit is vir altyd nou vasgevang in hierdie 3 moorde in die Baai. Ja. So as jy hom lees, kan jy maar gaan kyk, die goed is dit is real life. Dit is real life, jy voel of jy, as jy veral as jy die omgewing bietjie ken, of leer ken as jy hier kom vakansie hou dalk. Jy weet, dit is nogal asof jy in die boek, jy leef jouself so in die boek in, want dit voel vir jou, okay, hierso praat sy nou van daai stukkie pad buite die hek,
by Shelley Point en JP's die restaurant, jy weet, hoe jy by die ingang moet uitkom en wanneer jy binne sit, die dekor aan die binnekant, jy weet, sy het dit so mooi beskryf, maar nie net St. Helena Bay nie, ook bietjie Weier Weskus, Paternoster, die Noisy Oyster restaurant. Heerlik. So dis wonderlik, ja. En 'n paar van die plekke, jy weet die swemgate se name wat onder die plaaslike mense minder bekende name is wat sy so mooi ingebring het, jy weet en jy kan maar gaan kyk hulle. Sy het goeie navorsing gedoen en hierdie ding so die ek wil nou eintlik sê Engelse woord gebruik in die gebrek van Afrikaans en wat ek nou kan onthou reality vervleg met fiksie en dit is so mooi. Hoorie Stefan jou resensie. Dit het baie goed afgeloop. Nee, dit was baie goed ontvang. Ja, dit was hoe dit toe nou maar uitgewerk het, ek was op pad Pretoria toe gewees daai week wat ek die resensie ingestuur het na Netwerk 24 toe. En dit was die maandag was dit toe nou in die koerant in die Burger en op Netwerk 24 se online webwerf. En dit was daai oggend ook toe ek nou gaan kyk hoe lyk dit in die Burger. Toe sien ek 'n ander berig onder die resensie of so onderlangs dit wat gesê het dat die Netwerk 24 se topverkoperlys vir Julie, want dit was ek dink die 4 Augustus was die maandag, is toe bekend gemaak en toe het 3 Moorde in die Baai was toe die nommer 1 boek op daai stadium gewees. Nie oor die resensie nie, maar dit was nou net, jy weet, dit was die tydsberekening was baie goed. En daar het hy ook toe nou gebly vir die volgende 2 maande. Nou ons het nou nog nie die 1 van September weet ek nog nie hoe hy lyk nie, maar sy was vir 2 maande weet ek was sy nommer 1 in Suid-Afrika. En dan het dit was die maandag en ek het haar 'n boodskap gestuur, ek het nie iets teruggehoor nie. En toe die woensdagoggend toe hoor ek sy is oorlede. Ja. So dit was baie hartseer. So hierdie is nou 'n baie mooi huldeblyk wat jy dan nou eintlik gebring het aan Marlene Rast en baie dankie daarvoor vir ons kykers en hopelik sal hierdie boek dan ook na die boekwinkel toe kom vorentoe wanneer hulle eksemplare kry en jou boek gaan natuurlik hier wees. Ek weet nie is Jukebox al reeds hier? Jukebox is reeds hier, so klankbaan hopelik na die 25ste definitief. Die 25ste gaan dit hier wees en dan na dit sal daar eksemplare wees. Ja, ek wil net weer eens met julle deel, die 25ste Oktober het ons Stefan se tweede boek se boeklaunch hierso by High Tide Boekwinkel in De Palm in St. Helena Bay, so net na 2. Ons gaan vir julle 'n e-posadres gee waarin julle moet RSVP om te sê julle gaan nie weet wat ons gaan 'n bietjie wyn nie en ons gaan 'n bietjie eetgoedjies hê. Ons gaan boeke koop by hom, hy gaan met ons gesels en vir ons alles vertel en ons gaan net baie lekker saam kuier. So bring al die vriende van al die dorpe rondom en vertel vir julle vriende wat hier vakansie hou, ons het 'n groot dag die 25ste Oktober hier by die Palm in High Tide Boekwinkel. Baie dankie Stefan. Baie dankie Sien. Dis lekker om weer met jou te kuier. En as julle met hom wil kuier op hierdie bank, hy sal hier wees. Mooi loop.